Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord, uit Lukas hoofstuk 4. En ons lees vers 1 tot 13, maar ek vra dat jy ook blaai na 1 Johannes 2. En dit is ons teksvers vandag, vers 16. Ons kyk na hierdie hele gedeelte, Matteus, Markus en dan Lukas, en na Lukas Johannes, so dit is die derde van die evangeliebeskrywings, die opskrif daar, die versoeking, en jy sal ook sien in Matteus 4, vers 11 en verder, en in Markus, vers 1, hoofstuk 1, vers 12 en 13, iets beskryf van Jesus' versoeking. Nou, ons is op die oomblik in daardie tyd van die jaar, wat ons die lydingstyd noem, en dit is die pad waarin ons dink dat ons deur Jesus uiteindelik geloop het na die kruis. Daar is elemente van Jesus' se lyding wat ons in hierdie tyd oordink. Een daarvan was sy versoeking, dat dit vir hom swaar was, die deel van sy lyding, dat hy deur Satan na sy menslike natuur versoek is. Die ander weet het so pragtig geliefd, die Via Dolorosa, waarin hy, dit is die Latynse woorde vir die weg van smarte. Dit beskryf dat die Here Jesus 'n pad geloop het op by die kruis. Nou daar is so 'n roete deur Jerusalem wat die Via Dolorosa genoem word. Dit is nou die roete wees waar langs hy van waar die verhoor was, sou geloop het met daardie dwarsbalk van die kruis wat hy moes dra tot die Golgotha. En iets daarvan is waar in die volgende 7 weke wat ons daarmee besig is. Om op pad te loop en saam met Jesus te oordink elemente van sy lyding. En dit ook iets persoonliks. En dat ons ook geraak word deur dit wat die Here Jesus hier vir ons leer in sy woord. Nadat ons saam gelees het, gaan ons ook saam bid. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here, wanneer ons lees Lukas 4 vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom: As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. Die duiwel sê vir hom: Ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom: As jy die seun van God is, werp jouself hiervandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u om u te bewaar, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp. En Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Toe die duiwel elke versoeking geëindig het hy 'n tyd lank van hom gewyk. En tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord, en ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat ons deur u woord verkoop word en gevoed word en gelaaf word. En die besonder Here, wanneer ons woestyntye in ons lewe beleef,
dat ons nie hoef te fokus op ons eie swaar kry en seer kry, gebrek, maar op die genade, en die voorsienigheid, en die liefde en die ontferming. Dis ons gebed vandag, Here, ontferm U oor ons, en wil U ons voed deur die woord, wil U die brood van die woord vir ons oopbreek, dat ons dit kan eet en verteer, en dit deel word van ons bestaan, en ons menswees, en dit ons krag gee, om volgens U wil te lewe. Here Jesus, ons dink aan ons medegelowiges, wat in beproewing is, ons dink aan hulle, ons broers en susters, Here, wat kanker het, of wat kankerbehandeling kry, en ons bid, Here, dat U na liggaam genees, en dat U ook na siel met hulle en hulle geliefdes sal werk, en hulle versterk, en dageliks dra die woord en die gees. En die besonder dra ons aan die opkinders, wat Here swaar kry, en ook behandeling moet kry, en die se ouers bekommerd is, en groot ouers, en ons as gemeente ook, wat vir hulle wil intree in gebed. Here Jesus, ons bid vir ons kinders in hierdie tyd, ons dankie, dat U met ons kinders werk op besondere wyse, en dat ook in die verbondsonderrig U daar is, deur ons voorgangers, om hulle bewus te maak van die liefde vir hulle. Here, seën ons kinders, wees met hulle wat eksamens skryf, gee hulle die kalmte van gemoed, om weer te gee wat hulle gememoriseer het, Here, maak hulle getrou in hulle werk. Ons bid vir ons jong mense, Here, ons vra dat U ook hierdie uitdagings en versoekings wat oor hulle pad kom, die hulle kragtig lei deur die woord en die gees, dat hulle toonbeelde sal wees van liefde vir U en toewyding aan U. Here, ons bid vir elke belydenis lidmaat. Bid ook vir ons lidmate wat getroud is, Here, en ons vra dat U ons huwelike seën en dat U daarbinne ook vir ons 'n genade skenk om mekaar genadig te wees en in die liefde mekaar te hanteer, te vergewe en te dra, te bemoedig, te versterk en op te tel as een val. Here Jesus, so bid ons ook vir ons senior lidmate en ons dankie vir hulle, Here, vir hulle liefde en toewyding aan U, en ons vra, Here, dat U hulle ook in die skemer van die lewe seën en dat hulle dit geniet as 'n pragtige tyd van hulle lewe, 'n tyd waar hulle naby U lewe. Here, ons bid vir U gemeente, hier in Kreersdorp, maar ook in Carletonville en Magaliesburg, en ons vra, Here Jesus, dat U met elke gemeente ook in ons ring sal wees, wanneer ons by mekaar kom Saterdag, om as ring ook U te verheerlik, mekaar te ondersteun. Here Jesus, ons vra dat U ook nou U woord in ons harte skryf en ons getrou maak om daarvolgens te leef. Dankie, Here Jesus, dat U nie net vir ons 'n voorbeeld geleef het, maar dat U ons ook die krag gee om U gehoorsaam te wees. En dat U in ons harte 'n liefde en 'n vreugde stort wat alle verstand te bowe gaan. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen. In Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot sover. Ek dink dit is die bekende teoloog J.C. Ryle wat die verbintenis tussen gemaak het tussen elkeen van Jesus se 3 versoekings en hierdie waarskuwing in 1 Johannes 2 wat gesê het in elkeen van Jesus se versoekings sien ons iets van dit wat hier staan. En in elkeen van ons lewens is dit 'n belangrike ding. Jy moet 1 Johannes 2 vers 16 ken, want dit maak jou pynlik bewus van die uitdagings wat jy moet hanteer. In die eerste versoeking van die Here Jesus, die begeerlikheid van die vlees, toe hy praat van die brood. In die tweede versoeking, die begeerlikheid van die oë, toe hy op die hoë berg vir hom die koninkryke wys in 'n oomblik en vir hom politieke mag beloof. En in die derde versoeking, die grootsheid van die lewe, toe hy vir hom die uitdaging stel dat hy as Messias met groot vertoon homself bekend kan stel deur van die dak
van die tempel af te spring. Die tema van ons prediking vandag is dit: die Here Jesus leer ons versoekings hanteer. So wat ons vandag op hierdie stukkie van die lydensweg en by hierdie mylpaal waar ons oomblik stil staan kom, as ons in Lukas 4 vers 1 tot 13 dit nabetrag en oordink en op ons eie lewens toepas, is die vraag wat ek my by elke versoeking vra: wat leer die Here Jesus my hoe om versoekings oor my pad te hanteer? En ons bekyk dit vanuit 3 perspektiewe. Die eerste is hoe om die begeerlikheid van die vlees te oorwin. Die tweede plek, hoe om die begeerlikheid van die oor te oorwin. En in die derde plek, hoe om die grootsheid van die lewe te oorwin. Kom ons val weg. Ek wil wegval met 'n verhaaltjie en 'n beeld wat ek wil teken en ons kinders veral mee kan assosieer. En die vraag is sonde en versoeking dieselfde ding? Nou luister 'n bietjie na wat hier gebeur het en dan kyk ons of ons by 'n antwoord kan uitkom. En ons sien in ons gees hierdie woestyn. Nou die Here Jesus was vir 40 dae, 40 nagte in die woestyn gewees toe hierdie versoeking afspeel. Maar nou stap ons in hierdie woestyn saam met hierdie Arabier en agter hom is sy kameel met al sy goedjies, sy negosieware opgelaai. En ons voete brand so 'n bietjie as ons van daardie sandkorreltjies nou tussen die sandale kry. Maar ons stap nou saam met hom en hierdie die stof sien trek. En is warm. En ons sweet. Maar ons stap saam met hom. En uiteindelik word dit koeler, word aand, word skemer. Hy pak alles af, slaan sy ou tentjie op, maak sy ou vuurtjie en drink sy koffietjie in. Nou gaan lê hy, gaan slaap. En ons sien nou, rukkie lekker snork hierdie Arabier. Maar hy word wakker van 'n geritsel hier buite. Hy sien sy ou kameel. En hy skel so oor sy skouer, sê: "Slaap jou ellendige dier." Maar hy hoor hoe hierdie kameel nou nader kruip na sy tentjie. En sy kameel sê vir hom: "Ag, baas, ek het die hele dag lank jou goedjies gedra. Ek kry so koud hier buite. Dis 'n woestynkoue. As jy môreoggend opstaan, dan gaan ek borsdood vrek hier lê van die koue. Kan ek nie net my neus bietjie warm maak in jou tentjie? Lig net die flap so bietjie." Jy gaan in die goedheid van sy hart dink net: "Ja, dis waar. Hierdie dier deur hierdie hele lange pad saam met my." En hy lig die tent se flappie so bietjie, laat sy neus daarom nou bietjie hitte kry. Hy het net gaan lê, en hy net voor hy nou weer begin snork, hoor hy nou weer die geritsel. En hy sê weer: "Nee man, slaap nou." Hy sê: "Ag my baas, hoor hoe klap my tande van die koue. Kan ek nie net my kop in die tentjie insit asseblief? Hoor hoe klap my tande van die koue. Ek het die hele dag so hard gewerk vir jou. Ek kry slaap. Help." En die goedheid van sy hart kry hom toe nou jammer en hy maak die tentvlap nou nog bietjie oop. Nou lê hy met sy koppie nou ewe daar binne die tentjie en hy en die Arabier begin hy nou net lekker. Maar voor hy nou die eerste snork weer vat, hoor hy nou weer die geritsel. Hy sê: "Ja, wat sit nou?" Hy sê: "Nee, ag, my baas, kan ek nie net my voorpootjies laat warm word? Hulle het die hele dag gestap en jou goed gedra. Kan ek nie net 'n bietjie warm maak nie, dat ten minste my voorpote kan ontdooi?" Hy maak die tentjie bietjie verder oop en hy gaan lê hy so lekker en weer kyk, sien hy maar hierdie kameel se gesig is hier langs sy gesig. Hy sê: "Wat maak jy nou?" Hy sê: "Ek is hier met die harde werk doen. Ek is hier wat alles dra. Wat doen jy? Jy stap ewe lekker sonder 'n vrag op jou." Hy sê: "Maar hierdie tentjie is te klein vir die twee van ons." Volgende oomblik sien hy net hierdie geel tande van hierdie kameel en hy sê: "Nou gaan hierdie kameel op die gesig haal." Hy sê vir hom: "Nee, skoot uit die tent uit. Ek kry koud."
Nou sit hy daar buite sy tentjie en hy dink, ai, ek moes nooit die tent in die eerste plek oopgemaak het. En nou sit hy in verklein binne en die kameel lê met so 'n stukkie tent oor hom. Kinders, dis ons baie keer maak hierdie sonde in ons lewe. Soos hierdie kameel dink ons, as ons hierdie is nou net 'n ou wit leentjie. Dis mos nou nie so erg. Dis net so bietjie wat ek die waarheid verdraai. Dis nie heeltemal so erg. Daar's mense wat verskriklike sonde doen. Ek doen nie daai verskriklike sonde nie. Ek sê net nie die hele waarheid. Voor ons onsself kan kry, daai kameel ons heeltemal opgevreet het. Dan is dit nie die Here Jesus wat plek in ons hart het nie, maar ons gee die duiwel en ons eie begeertes die hele plek van ons hart. En ons doen sonde. Ons dink baie gou by onsself, maar ek is geregverdig dat ek nou vies en kwaad en boos kan word en mense kon sleg hanteer, want hulle het my kwaad gemaak. Maar ons besef nie, daar is nie iets soos, ek is kwaad gemaak nie, dis jou keuse, ek het kwaad geword, ek moet verantwoordelikheid neem vir my eie sonde, as ek sondig optree, as iets my ontstel. Dis nie 'n sonde om kwaad te word nie, dis 'n sonde, as jy sondig. Dis wat die Here sê, word kwaad en moenie sondig. Hierdie is 'n waarskuwing. En dis wat Here Jesus hierdie gedeelte in sy woord, hierdie geskiedenis vir ons laat opteken. Want kort voor lank ontdek ons dat ons vir die sonde 'n plek in ons hart gegee het en dit word 'n sondige gewoonte en 'n sondige patroon en ons maak verskonings en ons sê wel, kyk na daardie, hy is dan baie slegter as ek, of daardie vrou, kyk hoe maak sy, is daar nou nie ek nie, en ek dink ek is bietjie beter, maar ons hoor nie, in die Bybel staan daar nie vergelyking met ander mense nie, die Here sê, lewe volgens my wil. En ons gaan by 3 aspekte van die Onse Vader vandag stilstaan. Ons het dit vandag gesing met begeleiding. En die een bede wat ons gesing het is, gee ons vandag ons daaglikse brood. En nou is dit weer in die woestyn en ons is hier by die Here Jesus. Nou weet nie wie van u het nou al ete oorgeslaan of 2 etes nie, maar as jy so daglank sonder kos was, dan draai jou maag. Dan kry jy jouself vreeslik jammer. Al wat jy kan dink is kos. Dink net as jy 'n week sonder kos moet bly, wat nou nog 40 dae? En dan staan daar, na 40 dae het Jesus begin honger word. Maar wat Lukas anders vir ons inligting gee as Markus en Matteus, is dat Lukas dit stel, vir 40 dae lank het die duiwel hom getreiter, en na 40 dae toe kom hy nou met hierdie, en hy sê vir hom, maak hierdie klippe brood. Nou wat is die versoeking daar? Jesus kon dit doen. Hoekom het hy? En die versoeking is, as ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Is die gebed, ek vertrou die Here. Soos wat die Here Jesus ons leer in Matteus 6, moenie bekommer oor wat jy eet, of wat jy drink, of wat jy aantrek. Julle Vader in die hemel versorg jy. Dis 'n vertroue in die hemelse Vader dat hy ons sal versorg. Dat ons kant sal bring om te arbei volgens wat hy vir ons gee, maar dat hy sal voorsien in die daaglikse brood wat ons nodig het. En die versoeking wat hy hier stel is dat die Here Jesus sy goddelike mag sal misbruik, want wat moes gebeur is dat die Here Jesus, vandat hy mens geword het, 'n menslike pad sal loop tot by die kruis. Wat Satan vir hom wil sê, is dat hy bietjie kan kil. Hy kan so bietjie hier van sy goddelike mag gebruik, om vir homself en sy liggaamlike behoefte te voorsien. Wat die Here Jesus wel gedoen het, is hy het sy goddelike mag gebruik om wonderwerke te doen, om te wys dat hy God is. Vir mense dat hulle Messias nodig het, en hy is die een. Nie net om sy liggaamlike behoeftes, want vir daardie behoefte na brood, sal die Vader voorsien. Kyk mooi wat sê Lukas in die eerste verse. Dis nie die ou duiwel wat hom in die woestyn ingetrek het nie, dis die Heilige Gees.
wat hom in die woestyn ingelei het. En kyk hoe stel Lukas dit in vers 1, vol van die Heilige Gees is hy in die woestyn. En dit sê vir ons geweldig baie oor hierdie tema, Christus leer ons versoekings hanteer. Ons kan dit net hanteer, vol van die Heilige Gees. Nou, hoe kom ons daar? Is dit nie net iets wat met ons gebeur? Jy wag nou maar, dat die Heilige Gees, tog is daar die opdrag in die Bybel. Galasiërs staan daar, moenie dronk word van wyn, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Nou, hoe doen ek dit? En die Bybel antwoord daarop. Dit is wanneer ons hierdie gebed bid, laat die koninkryk kom. Wees koning van my hart. Sit op die troon van my hart. Neem beheer. Die Heilige Gees is nie die spaarwiel wat ek gou bid as ek nood het en probleme het nie. Hy is die stuurwiel wat my lewe op God se pad hou en my in die regte rigting stuur. Wanneer ek sê hier is ek Here, vul my hele lewe deur die woord en die Gees, dan is dit die Heilige Gees wat jou lei en jy vol van die Heilige Gees hoe dit wat oor jou pad kom kan hanteer. Wanneer die eerste versoeking hoor ons die begeerlikheid van die vlees, jy het liggaamlike behoeftes. En jy kan dit hanteer volgens God se wil, of jy kan daarin ook sondig as jy net fokus op jou eie begeertes en jou eie behoeftes en weg van God en los van God jou eie behoeftes en begeertes probeer vervul. Die Here Jesus kon gedink het wel, dalk het die Vader nou maar van my vergeet, ek moet my eie plannetjie maak en maar hierdie klippe dalk brood maak, want ek is honger. En wat vir ons hier leer is nee, na sy mensheid vertrou hy die Vader, dat hy op die regte tyd weer gevoed sal word. Dis wat die evangelie van Matteus vir ons beskryf, die engele het gekom en die Here Jesus na sy liggaam gevoed, na die 40 dae van die versoeking. Hy het sy Vader vertrou. En wat hy vir ons hier leer is, jy gaan liggaamlike behoeftes hê, jy gaan soms in die versoeking kom om buite die wil van die Here dit te wil bevredig, dit wat jy nodig het, en jy jouself oortuig. En dan die Here vir jou leer om hom te vertrou. En baie keer kom dit in die manier van goed wat jy verloor. Kyk na daai persoon, kyk hoe baie het hy of sy. Ek het nie dieselfde nie. Ek moet 'n plannetjie maak om dit in die hande te kry. Baie keer is dit nie op 'n eerlike manier. Baie keer word ek gedryf deur jaloesie of deur vrees. Wat die Here Jesus hier leer is, dit wat ons dryf is liefde vir die Vader en toewyding aan die Vader en vertroue op die Vader. En dan kom ons by die tweede gebed. Die Here Jesus leer ons bid, nie net gee ons vandag ons daaglikse brood nie, hy leer ons bid, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hoekom leer ons dit? Want dis wat die duiwel doen, wanneer hy Jesus na 'n hoë plek toe vat en hy wys vir hom al die koninkryke in 'n oomblik en hy sê, dis joune. Jy moet net neerval en my aanbid. En die vraag is, maar kon hy dit doen? Behoort alles nie eintlik aan die Here nie? Hoe kon die duiwel dan sê, ek gee alles in jou? En die tragedie is, die duiwel het die waarheid gepraat hier, hy kom. Die tragedie is, die werklikheid is, as hy om hom kyk, en hy sien die streke, elke koning, van Herodes, tot die keizer in Rome, was nie kinders van die Here. Hulle was kinders van Satan. Hulle was in Satan se mag. Herodes was 'n ongelowige, wat nie die Here aanbid het nie. Hy was 'n kind van Satan, soos die duiwel sê, ek gee vir die hierdie stuk koninkryk, dit behoort aan een van my kinders. Ek kan dit uitdeel en weer kom. Die magtige Romeinse ryk. Daardie keiser is nie 'n gelowige, 'n kind van die Here nie. Hy is 'n kind van die duiwel. Ek kan dit ook uitdeel, aan wie ek wil. Ons praat nie eens oor vandag se koninkryk nie. Maar die punt is, as 'n rede hoekom die Here Jesus ons leer bid, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want ons bly in 'n bose wêreld.
En die versoeking hier is die kortpad. Uiteindelik het die Here Jesus triomfeer, hy het uit die dood opgestaan en hy heers aan die regterkant van die Vader. En wat die duiwel vir hom hier sê is, man, hier is 'n kort paadjie. Het nie maar jou wolf vir Rooikappie gesê. Vat jy die kort paadjie en ek sal die lang pad vat, maar hy nog. Hy vat die kort pad. En wat die duiwel jou sê is, vat die kort pad. Jy hoef nie deur die kruis te gaan en daai hele pad te loop om by die kroon uit te kom nie. Ek gee sommer vir jou die kroon. Hier is die maklike pad, hier is die kort pad. Dis het baie keer oor jou en my pad. Die versoeking om die kort pad te volg. Weet jy wat is 'n goeie voorbeeld daarvan? Om mense te hanteer en verhoudinge te hanteer. Hoekom? Want dis moeilik. Om dinge uit te sorteer met mekaar, veral wanneer ons met mekaar verskil en daar is konflik. Om die pad van die Here daar te loop en die hele tyd vir myself te vra, hoe gaan ek God verheerlik om hierdie verhouding te hanteer en ons probleme met mekaar uit te sorteer? Dus sê vir onsself baie maklik, man, vat die kort paadjie. Sê net hierdie dwarswoord en dan hoef ons nie met mekaar te praat vir 'n week nie. Dis die kort pad. En dis nie die Here se pad. En so kan 'n mens aangaan, jy kan vir jouself hierdie beginsel toepas. Wat is die versoeking om die kort pad te volg as ek die Here se pad moet loop? Wat die moeilike pad is en die lang pad is. Geen wonder dat daardie prentjie op ouma se muur in die plaashuis, die brede en die smalle weg, jou gewys het, hier is 'n lekker kort pad wat breed is, waar al die moeilikheid en die versoekings is, en dan is daar net die lekker goed. Die nou poort en die moeilike paadjie waar die leeu is, waar die afgrond is. Dis die Here se pad vir sy kinders, is baie keer daai moeilike paadjie wat ons moet volg, nee. En dan is die versoeking om vir onsself te oortuig, hierdie is 'n maklike pad om te volg, minste moeite, maar dis nie die Here se pad. Dink aan Eva. Wat was Eva se dilemma? Die duiwel het vir haar gesê, eet jy die vrug en jy sal kennis kry. Of jy kan maar glo wat die Here sê. En nou moet sy kies, of God, of iets goed soos kennis. Dis nou is die duiwel, hy gee nie vir jou iets sleg, hy gee vir jou, ja, jy kan die wil van die Here doen, of jy die goeie ding kry, soos kennis. Wat kies Eva? Sy kies kennis. Sonder God, sonder sy pad, sonder sy wil, die kort pad. En as jy 'n mens dan word in ellende gedompel deur 'n kennis, 'n keuse vir iets wat sy gedink het goed is, sonder God. En ek en jy gaan baie keer daar kom waar jy moet kies. Hierdie is 'n goeie ding om te hê. Gaan ek dit nou vat, of gaan ek God se pad volg en hom vertrou? Hier is 'n ontsaglike beginsel wat ons elkeen van onsself moet klein kry. Dis waarmee die Here Jesus ons help. Om duidelik te kan onderskei, dit is my prioriteit. Lei my nie in die versoeking om buite U wil om te gaan nie, maar verlos my van hierdie bose gedagte in my hart, dat ek die kort pad wil volg en nie U pad wil volg. Gee my 'n brandende begeerte om binne die wil van die Here te bly ten koste van alles. En die druk is daar. Jy's in die woestyn. Dis warm. Dis koud. Dis moeilik. En ek oortuig myself so maklik. Ja, hier's uitkom kans. Van die kort pad. Jy kom in daai woestyntye van jou lewe. Jy moet soms depressie. Jy moet soms verlies. Jy moet soms angstigheid. En ek oortuig myself, hier is 'n kort pad. Jy moet jouself voortdurend vra, ek is 'n kind van die Here. Wat is die Here se pad? Wat wil hy vir my leer? Deur hierdie woestynpad wat ek moet loop, die swaar kry, die verliese, die pyn, die ongemak. Dat my brandende begeerte sal wees, ek wil net op die Here se pad bly, ek wil net sy wil doen. My gebed is dat hy my sal bewaar op sy pad en sy wil. Ons het gehoor, die begeerlikheid van die vlees en die vergeerlikheid van die oë, dit wat die Here Jesus kon sien
die Satan hom beloof het, politieke mag, in 'n oomblik as hy net val en die duiwel aanbid, en hy antwoord hom nee, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. En nou kom hy met die derde een, hy vat hom na die tempel, en daar was 'n verwagting gewees onder die Jode, dat wanneer die Messias kom, hy van die dak van die tempel homself sou openbaar om te sê, ek is die Messias, volg my. En nou van die duiwel het 'n stapie verder om te sê, maar maak 'n bietjie skouspelagtig man, spring daar af. Die mense sal dit nooit vergeet nie, dit sal al die koerantopskrifte wees, al wat in nuusmedia is, sal dit dek. Want kyk bietjie wat staan daar in die Psalms, Psalm 91 vers 11 en 12 staan daar, die engeltjie sal jou dra, dat jy nie jou voet in 'n klip stamp nie. Wat sê dit van die Bybel, ken die Bybel? Hy ken Psalm 91 vers 11 en 12 baie goed. Maar hy pas totaal verkeerd toe, want jy met jou eie selfsugtige begeertes vervul. Wat die Here Jesus hier vir ons leer is, nee. Daar is een veilige plek op hierdie aarde. En dis binne die wil van die Here. Maar buite, as dit woestyn. Maar wat leer die Here Jesus ons bid? Ons Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Dis my groot begeerte om u naam te heilig in alles wat ek sê en doen en hoe ek optree en lewe. Laat die koninkryk kom, wie is koning van my, sit op die troon van my hart, in hierdie besluit wat ek moet maak, in hierdie probleem wat ek moet hanteer, in hierdie uitdaging en versoeking wat ek het. Wie is koning van my hart? En dan, laat u wil geskied. Net soos dat die engele in die hemel gehoorsaam is aan U. So ek hier op die aarde wil in volkome gehoorsaamheid aan die wil leef. Maar daar is 'n trop engele, dit is Satan en sy volgelinge, iemand het die Engelse woorde gebruik, an angel with a God complex. 'n Engel wat self God wil wees, en dis die duiwel. En ek kan my ore uitleen om te luister na die kortpraat wat hy vir my probeer verduidelik, of ek kan besluit, vir my is die belangrikste, die veiligste plek op aarde waar ek wil wees, is binne God se wil. Ek sal my lewe gee om daar binne te bly. Dis vir my die belangrikste ding, daar buite wil ek nie beweeg nie, want dis woestynwerk. En dit is die grootsheid van die wêreld, wanneer hy hier op die dak van die tempel staan en hy sê, dis mos wat jy kom doen. As jy die seun van die mens is, as jy nou kamerstig die Messias is, bewys dit nou. Doen dit so 'n wonderwerk en bewys dit nou. Wat die Here Jesus dan vir hom antwoord is, jy mag die Here jou God nie versoek. As ek na my mensheid dit sal doen, hierdie selfmoord gaan pleeg om van hierdie dak af te spring. En ek verwag van die Vader om my te beskerm, wanneer ek roekeloos optree, dan versoek ek die Vader. Ek kan nie 160 op die pad ry en die stuurwiel los as hier die Here moet my nou by die huis bring, kyk of hy het gedoen wat hy sê. Dis roekeloos. Jy versoek die Here, as jy roekeloos leef, buite sy wil. 'n kind van die Here doen dit. 'n kind van die Here leef in afhanklikheid van die Here, wil God se naam heilig in elke optrede, wil sy koningskap bevestig, dat hy op my troon van my hart sit, nie ek self in my eie begeertes na roem, bewys dat ek iemand is wat besonder is. Hy is my koning, en ek dien hom, dis hoekom ek op aarde is, en sy wil moet geskied in my lewe. Kom ons vat dit saam. Wat is die verskil tussen sonde en versoek? Dis nie dieselfde ding nie. Versoeking is nie sonde. Hoekom kan ons dit sê? Want die Here Jesus is versoek. Ons het gelees toe ons die wet gelees het. 'n man het na hom gekom om te versoek en gesê, wat is die grootste gebod? Hy wil Jesus uitvang. As Jesus sê die derde gebod, sê ja, maar wat van die 8ste gebod? As Jesus sê die 7de gebod, sê maar wat van die 3de gebod? Hy wil versoek, hy wil uitvang dat hy hom kan aankla.
En Jesus antwoord hom uit die Bybel. En ek dink jy besef hoe ontsaglik belangrik is die Bybel. Elke antwoord wat Jesus gee is uit die Bybel. Van Deuteronomium 8 vers 3 waar hy die duiwel antwoord oor die brood, elke antwoord is 'n aanhaling uit die Bybel. As jy versoekings in jou lewe wil oorwin, ken die Bybel. Ek luister na 'n afgetrede teoloog wat kommentare geskryf het, 'n geweldige geleerde man, wat 'n baie groot bydrae gelewer het tot ons kommentaar, wat ons predikante gebruik om preke te maak. En ek vra vir hom, nou wat sê jou raad wees in die jong mannetjies? En hy sê, dit het my verbaas. Hy sê, hou op doktersgrade te kry, en 'n klomp grade te kry. Gaan leer jou Bybel. Hy sê, Paulus en Silas het voor hierdie skrifgeleerdes gestaan. Wat het hulle gehoor? Hulle het die Bybel gehoor uit hierdie, en hulle was verbaas, want hulle sê, dis mos vissermanne. My broer, my suster, eet jou brood. Na liggaam slaan jy nie ete oor nie. Na gees moet jy nie versuim om die brood van God se woord te eet nie. Jy het dit brood nodig. Ken die Bybel, lees die Bybel, oordink die Bybel. Elke keer as ek die Pelgrimse Reis, Pilgrim's Progress van John Bunyan lees, dan dink ek daaraan, iemand het op 'n stadium gesê, as jy hom sou steek, en hy sou bloei, sal hy Bybel bloei. Want elke gedagte en elke woord wat hy geskryf het, was gelaai met Bybelvers. Hy was so vol van die Bybel, dat hy nie anders kan, alles wat hy gepraat het God verheerlik, want dit was Bybel. Ken die woord van die Here en leef die woord van die Here. Die duiwel ken ook die Bybel, en dit help hom niks, want hy staan nie in 'n liefdesverhouding met God nie. Jy ken die Bybel. En vir jou is die lewende woord Christus. Vir jou gaan dit daaroor dat jy jou liefdesverhouding met jou Skepper kan verinnig. Elke keer as jy die Bybel oopmaak, dan praat hy met jou en is hierdie liefdesbrief aan jou gerig. In die ou dae het ons briewe geskryf. Jy het nie 'n soldaatjie daar op die grens nodig gehad om te soek en te smeek, hy met daai briefie van sy meisie oopmaak. Hy sou veg vir daai brief, van hy sê oopmaak met die reukbalms van die parfuum wat gespuit is op die papiertjie, waaraan hy die woorde soek, ek het jou lief. Dit staan op elke bladsy van die Bybel waar die lewende God met jou praat. Dit is 'n liefdesbrief van jou soeke. Mag daar 'n brandende begeerte in jou hart wees om die brief te lees en jou eie te maak. Kinders onthou, hou kameel van die sonde, klop aan die deur. Elke keer as jy wil kwaad word daar by die skool, elke keer as jy daar uitveer wil vat, of as jy wil in die versoeking kom om sonde te doen, moenie die klap van die tent deur oopmaak dat die ou kameel inkom. Want hy gaan jou nie net byt nie, hy gaan jou opvreet. Wat 'n genade, dat die Here ons nie bewaar van versoekings nie, maar verlos van die bose. 'n Versoeking is iets wat vir jou wil wegtrek van die Here, wat jy wil oortuig daar's 'n kort pad. 'n Kind van die Here kyk na 'n versoeking en sê, vir my is dit net 'n beproewing, waardeur die Here my uiteindelik wil nader trek aan hom, dat ek volgens sy wil leef en nie toegee aan versoeking nie. Jy is 'n kind van die Here, jy is nie 'n slaaf van jou emosies en begeertes. Jy hoef nie vir elke versoeking te val nie. Jy kan fokus op God se wil. En dan kan jy val, en almal van ons doen. Wat 'n genade, dat jy soos hierdie lied wat ons gesing het, kan gaan na die Vader en sê, Here, liewe woord my kom knielik voor U, vergewe my. En hy tel sy kinders soos ek en jy weer op, en hy was ons skoon, en hy druk ons aan die bors, en hy vul ons met sy liefde, dat ons in hierdie week en hierdie wêreld kan uitgaan, om die liefde van die Here uit te leef. Amen. Kom ons vra dit. Onse Vader,
Dankie vir Lukas 4 wat ons herinner Here Jesus dat U ook hierdie stukkie van die lydenspad vir ons geloop het. Here vergewe ons dat ons so maklik onsself oortuig dat ons maar kan lewe volgens ons eie begeertes, ons eie nikke en grinne. Dat ons U glad nie in ag neem nie, U wil glad nie so belangrik vir ons is soos wat dit moet wees nie. Here, ons herinner onsself aan Psalm 90 waar Moses dit so stel dat ons die toorn en die grimmigheid moet ken ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is. Ons moet weet, U is die God wat aanbid moet word. Vergeef ons, Here, dat ons lewe baie keer om onsself draai. Help ons om te fokus op U verheerliking en die aanbidding, sodat ons met werklike vreugde en met diepe vrede in ons harte kan leef. Ons Vader wat in die hemel is, wat U naam geheilig word, wat U koninkryk kom, wat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.